En dis Vrou wat voorloop net hier op Radio Klein Karoo, die hartklop van die Klein Karoo. 'n lekker koue Vrydagoggend hier in Oudtshoorn. En Vrou wat voorloop word vanoggend aangebied deur Maddie's Bridal Nest en jy vind hulle in Volmoed Oudtshoorn. Kontak gerus vir Madeleine by 072 661 4182 vir die huur van jou droomtrou of aantrok teen die beste pryse. En dan, soos altyd op 'n Vrydag, is ek verskriklik opgewonde vanoggend, want my gas is 'n voorloper in die Groot Karoo. Ons het haar gaan soek daar in die Groot Karoo. Sy is Charmaine Botha van Stuurmansfontein. Ons gaan nou oor Stuurmansfontein gesels, maar Charmaine is nie net 'n boervrou nie. Sy's 'n gasteplaas-eienaar, sy's 'n ma, sy's 'n vrou, sy's 'n kok, 'n tuinier, 'n raakvatter. Ek dink nie eers ek weet die helfte van jou nie, Charmaine. Charmaine Botha, baie welkom. Hoe gaan dit daar in die Groot Karoo? Dit, hallo op hierdie praktoue oggend. Dit gaan goed, ons is pas geëis, maar daar's niks wat 'n lekker koppie koffie kan regmaak nie. En dit is my 'n voorreg om met jou te kan praat. Ag, baie dankie, Charmaine, en jou koffie is jy so lekker. Ek wil gou vir die luisteraars vertel wat hoe ek basies vir jou ontmoet het. 'n hele paar jaar terug. Ek het al gehoor van Stuurmansfontein. So 'n hele paar jaar terug het ek en my suster besluit ons wil een aand daar gaan oorslaap. So ek onthou net dat ons het verskriklik lank gery tot by julle plaas en toe van daar af verder na die gastehuis toe. En toe ons op die plaas aankom om die sleutel te kry, staan hierdie pragtige, vriendelike, klein, fyn vrou voor ons en sy sê nee, julle, en dit is nou julle mag nie ry nie, julle moet eers lekker koffie drink, wat die lekkerste koffie was. En Charmaine, as ek reg onthou, het jy vir ons 'n sjokolade of jy het 'n sjokoladekoek gebak. Maar vir my het dit gevoel daai dag of daai middag, daardie koek was spesiaal vir ons gebak daai dag. En dit is 'n blywende indruk wat ek van jou het. So dit het nou vir my baie lank gevat om jou in die hande te kry, want ek weet jy is besig om vanoggend met jou te gesels. Maar ja, sê gou presies, waar is julle plaas geleë? Dit ons plaas Bethlehem. So ons bly op Bethlehem en Stuurmansfontein is 5 kilometer van waar ons bly. Maar Bethlehem is geleë in die Carnarvon distrik in die Karoo-berge, tussen Carnarvon en Williston in die Noord-Kaap. So daar in die middel van nêrens. In die middel van nêrens. Ek sê altyd vir almal wat die aankom, hulle is nou in die middel van nêrens, maar ag, dit is 'n lekker middel van nêrens. Ek dink oral in die middel van nêrens is lekker. Ja, dit is, en ek moet sê, ek onthou jou pragtige plaashuis. En dan daai groen grasperk in jou tuin en alles was net so verskriklik mooi. En jy en Pieter beide is baie gasvrye mense. Maar Charmaine, dis altyd vir interessant. Jy het groot geraak op 'n plaas. Ek het groot geraak op 'n plaas in die Bufferwes distrik tussen Nelspruit en Aberdeen. So ek ken die plaaslewe, die Karoo was bekend aan my. En dit was en hoe was dit om groot te word op 'n plaas? Dink jy dis anderste om daar groot te raak as om in 'n stad groot te raak? So, ja, nee, beslis. Op 'n plaas, ag, jy's vry, jy die hele pasie vir jouself, die hele werk vir jouself. Jy dit is net dit is eintlik onbeskryflik. Dit is 'n voorreg. Dit is jy weet hoe jy dra nooit skoene nie. Jy klim boom. Ons het met in die skrapjaar dit ons al die ou gemors goed het ons weer huis toe gedra en dan speel ons met daai skrap in die wat uit die skrapjaar uitkom en ons het vuur gemaak. My ma se potte en van haar goed uit die kombuis gesteel
en dan gebruik ons dit in ons pophuise. So ek dink 'n plaaskind, ag ja, dis net dis daai vryheid en daai jy's vry. Jy speel waar jy wil. En dit is dis daai as dit reën, ek dink veral in die Karoo as dit reën en daai modderplasse lê, so het jy al ooit as groot mens in daai modderplas gaan klim, Shamaine? Van blydskap. Maar dit is dan maar lekker. Dit is dan maar lekker. Nee, dis regtig waar veral na die droogte wat ons gehad het. Ons het so gesê, ons gaan baarwiele op die grasperk maak, deur die modderpoele loop. Daar is mos net so niks, so lekker soos dit, jy sien modder so deur jou tone druk. Ja. Dis die lekkerste gevoel. So jy voel dan sommer weer soos 'n kind. Ja. Shamaine, en dan wie die grootste invloed, wie het jou gevorm as jy moet terugkyk op jou lewe? Die Shamaine wat jy is vandag. Dis dit. Ja, ek sal sê my ouers het die grootste invloed op my lewe gehad. Ja, as ek enige iets wou weet, in goeie en in slegte tye, kinders grootmaak, kos maak, tuin maak, het ek altyd, dan vra ek vir raad en hulle sê wat ek moet doen en as ek nou wil weet, maar hoe moet ek nou maak? My ouers, en ek is so bevoorreg dat ek hulle albei nog het vandag. Ag, wonderlik. So hulle definitief net vir my, hulle beteken so baie vir my en dis definitief die grootste invloed op my lewe. En ek wil sê ook Piet, my man, hy sien altyd die bright side en alles en hy altyd 'n plan vir alles. Ek hoor dit mos altyd 'n plan. Hy het altyd 'n plan, ja. Shamaine, wat is jou ouers se name? Delano. Soos ons het altyd so gespot, Delano Roosevelt. Waar het my ouma in daai naam gekom? Ons sê nou sommer seker van Delano Roosevelt, maar Delano en Zelda is hulle name. Zelda. Marie is hulle van. Zelda Marie. Ja, Delano en Zelda Marie. So ons wil net van Radio Klein Karoo se kant af en al ons luisteraars wil sê aan oom Delano en tannie Zelda Marie, baie dankie dat julle hierdie pragtige vrou so mooi groot gemaak het. Ek wil bitterlik graag Shamaine by julle, ja, hulle het vir jou mooi groot gemaak, hulle kan trots wees. En dankie dat Pieter so mooi na jou kyk en ek wou regtig vir 'n week by jou kom kuier dat jy vir my kan leer hoe om te kook en te bak en tuin te maak, want ek wil graag net vinnig by jou weet, hoe lyk 'n dag in die lewe van Shamaine Botha op daai plaas daar in die middel van nêrens? Staan jy ook 4 uur in die oggend op? So dit, jou bed is reg, so jy moet kom. So dit, Piet bring vir my elke oggend 'n koppie koffie in die bed. Nou dan begin my dag. Ja, en ook nie een dag is dieselfde nie, maar dit verloop min of meer. Eerste versorg ek my hoenders. Ek het 'n groot swart hoenders, astrolaps, wat in my tuin loop, en banevelders wat besig in die lammerooi loop, dit is 'n kapokkie hoendertjies, en die New Hampshire wat nou daar is vir eiers lê, maar eintlik lê hulle almal maar eiers. So ek gee vir hulle kos en ek haal eiers uit vroeg, en dan word my honde versorg. Hier is dit, en dan is my tuiningenieur, ek noem vir Isak, my tuinman, hy is my tuiningenieur, dan gesels ons nou oor die take van die dag, wat alles gedoen moet word, en dan begin die normale dagtake in die huis, sal ek nou sê, en gewoonlik hier rondom 10 uur vertrek ek na Stuurmansfontein, dan gaan berei ons nou voor gaste, middagete is ek weer terug by die huis, en namiddag is dit gewoonlik blomtuin, vrugtetuin of groentetuin, dan werk en voel ons die buitekant. Sure, en so jy bak en kook en alles tussendeur? Alles tussendeur, soos dit. Ek het
die dominee wat ons getrou het, het in sy trouboodskap het hy gesê van Bethlehem beteken huis van brood. En kyk, daar is die broodbak saadjie is toe geplant. En so toe ek net, ek kon niks doen nie, ek het net geweet, maar ek het brood begin bak, ek het myself geleer, en toe het ek later suurdeeg brood begin bak met my pleintjie, of jou kultuur, soos hulle sê. Ja. En my eerste brood is soos 'n pantoffel gelyk. En Piet het hy moes net sê dis die mooiste en die lekkerste brood wat hy nog ooit geëet het. So vroegoggende wil ek amper sê, dan is dit jy gebeur die broodding, die bakding of beskuit of 'n koek. Dit doen ek vroegoggend. So as ek van die hoenders afkom en ek kom in die huis, dan word die stoof aangesit en dan begin die bakkery. Ag, en jy geniet dit, Shamaine, dis vir jou lekker. Dis vir my so lekker. Nee, dis vir my so lekker. Dis vir my dit is my lekker uitdaging om enige iets te kan doen, om goeie te maak en as die mense kom of Piet ook, as hy inkom dat daar iets lekkers vir hom is, wat hy kan eet, ek geniet dit om goeie te maak en te bak. Ja, en Shamaine, hier's net 'n vraagie wat ek tussenin wil gooi. Toe jy klaar is basies nou klaar is met skool, wat het jy daarna gedoen, na skool? Of het jy vir Piet ontmoet en hy het jou voete onder jou uitgeslaan en toe trou jy met hom? Ek was op Stellenbosch en toe sit 'n blind date, iemand nou die date met Piet gereël. Maar toe ek op Stellenbosch was dit altyd vir my so mooi. Jy weet, daai Bolandse plase met die white picket fence dan het ek my so gekyk aan die mooi plase met die wit heininge en dan is dis mense nou het ek gedink, ek wil eendag in so met die white picket fence om my werk bly, maar ek lag so gebied, hy sê hy sal nog moet werk aan daai white picket fence. Hy sal dit... Ja, nee, jy kan maar praat, Shamaine. Nee, ek wil sê, Piet het, soos hy sê, my voete onder my uitgeslaan en toevallig was hy 'n woord. So, en daar waar jou man mos nou bly, jy gee nie om waar dit is nie, solank dit nou net saam met jou geliefde is, solank jy daar saam met hom kan wees. Ja, dis waar, nee, die liefde oorwin altyd alles. Shamaine, ek wil gou by jou hoor, jy weet, ons ry, die mense ry altyd, die mense baie lief vir die Karoo, ry deur die Karoo en sien hierdie Karoo plase. En dan in verwondering droom almal, ek wil 'n plaasie in die Karoo hê. Maar my vraag aan jou is, julle wat elke dag daar is, wat deur hierdie droogte gegaan het, wat die reën op hierdie afgelope week so geniet het, hoe is dit werklik, want jy's baie, baie afgeleë. So realisties gesproke, hoe is dit werklik om daar diep in die Karoo te kan bly? Wat is ek dink veral omdat julle so afgeleë is. Ons is ver van alles. Dit is so. Ons is, die naaste dorp is 54 kilometer vanaf ons. Maar aan die ander kant, ek wil ook nêrens anders in die wêreld bly nie. Hier op die plaas, jy's dokter, sielkundige, veearts, loodgieter, handyman. En ek sê dit met groot respek aan al die professionele beroepe, maar jy moet alles kan doen. Jy moet planne kan maak. So ons naaste bure is 24 kilometer ver. Sure. Maar ons kuier en as ons die slag kuier, dan kuier ons ordentlik. Maar deesdae,
deesdae is dit ook nie meer so afgeneem nie. Soos ek kan met enige iemand oor die wêreld kommunikeer. Die tegnologie maak die wêreld regtig net so kleiner. Tot hier waar ons bly. Jy kan deesdae jy bestel met 'n koerier iets en dit word op die dorp afgelewer. Dis nie soos jare gelede waar dit net onbekombaar was of dit was nie moontlik om sommer net sê maar binne 2 weke iets in die hande te kry nie. En nou is dit deesdae moontlik. Ja. Ja, so dis nie eintlik altyd so 'n groot uitdaging nie. Nee, kyk, jy moet definitief mos nou beplan en natuurlik, jy moet beplan en jy het altyd daar's altyd 'n lys van goeders, maar dit is net nie meer vir my soos ek is nou amper 30 jaar hier. Dit is nie vir my soos daai, ek wil amper sê die eerste 15 jaar of wat jy het gesukkel om goed in die hande te kry en dit is die wêreld het daar al hoe makliker geraak of hier, my wêreld hier het my makliker geraak met soos ek sê, 'n koerier of iets wat hulle van ver plekke af vir jou kom aflewer op die dorp. Ja. Wonderlik, na die musiek. Ja, so Shamaine, na die musiekbreek gaan ons meer gesels oor, want ek is nuuskierig om te weet hoe jy alles beplan en nog 'n paar vrae rondom hoe dit is om so afgeleë te bly. Maar hierdie die liedjie waarna ons geluister is 'n gunsteling vir jou. Dis You My First Love, Head Over Heels, en dis ook die liedjie wat op julle troue gespeel het. Toe Piet besef het hy die beste, die mooiste blom gaan pluk wat hy Karoo toe geneem het. So as Piet sou luister, Piet, hierdie Shamaine is nou al 30 jaar daar, so ek dink is hoogtyd dat jy daai picket fence vir haar opsit. Kom ons luister na You My First Love, Head Over Heels.
En ons is terug hier by Vroue wat Voorloop op 'n pragtige, lekker koue Vrydagoggend in die Klein Karoo, en Vroue wat Voorloop word met trots aangebied deur Maddie's Bridal Nest. Hier in Volmoed, Oudtshoorn, gaan besoek hulle gerus of kontak vir Madeleine by 072 661 4182 vir die huur van daai pragtige droomtrou of aantrok teen die beste pryse. En 'n vrou wat verseker elke dag beautiful aangetrek is, Shamaine, ek gesels met Shamaine Botha van die plaas Bethlehem, amper so 100 km aan die kant Karnavon in die Groot Karoo. Shamaine, ek moet vir jou komplimenteer. Die kere wat ek het jou nou 2 keer gesien, 1 keer hier in die Klein Karoo, mens kan jou altyd deur 'n ring trek. Jy lyk altyd mooi. Soos dit, baie dankie, dit is 'n groot kompliment. Soos dit, ja, 'n vrou, hou mos van mooi goeders, mooi maak, mooi aantrek. Mooi aantrek. Shamaine, dit is lekker. Ek wil gou vir jou vra, verlang jy nie somtyds, ek meen, julle glo ek gaan gereeld weg, maar verlang jy nie somtyds of staan een oggend op en dink, joh, ek wens ek kon ook vandag en môre en oormôre net in die Waterfront se winkels rondgeloop het. Mis jy daai mooi winkels? Regtig, dit kan nou lekker wees as ek net vinnig iewers in 'n Woolies kan inhardloop en iets kry en rondloop, net na mooi goedes kyk, of ek mense kan gou op 'n plek net 'n lekker koffie sommer drink, maar wat soos dit, dat jy maak dit dan nou maar vir jouself by jou huis lekker. Ja. So, ek wil dan nou lekker koffie maar by my huis kan drink, en ek wil amper sê, dankie tog vir tydskrifte en goed wat jy sien op sosiale media, sê maar mooi goed, dan raak ek maar weg as ek kyk na hierdie, sê maar die mooi binnehuise plekke, versiering, tuine, dan vat dit my maar, dan verplaas dit my op 'n ander plek vir daai rukkie, wat ook lekker is, en so dit is lekker met tydskrifte en dit help baie, en die goed is aanlyn deesdae, en ek moet ook vir jou sê, ek gaan Kaap toe vir 3 dae, en daarna verlang ek weer huis toe. So ek verlang so vinnig weer hierdie Karoo vlaktes van, mens raak so gewoon, die verkeer raak vir jou net te veel daar, jy sal nou weet, alles is te vol, die geraas, so ek is net vir 2 of 3 dae daar, en dan wil ek terugkom plaas toe. Ja, dis interessant dat jy dit sê, want so baie mense wat in die Karoo bly of buite die stad bly, sê dieselfde ding. Maar Shamaine, ek wil gou by jou hoor, as vrou in die Karoo, as boervrou in die Karoo, ek wil nie net eintlik sê jy's 'n boervrou nie, wat is jou, as mens, wat is jou uitdagings? Is dit dalk, hier's my ander vraag, het daar nou al in die somer 'n slang in jou huis ingeseil wat jy self moes verwyder, of is dit nie 'n uitdaging nie? Ja, dit is ook 'n uitdaging, daar was al 'n slang in my huis, daar was nou die dag 'n muis in my huis, maar Piet sê, ek het elke keer as ek op die muis wil klap of trap, dan gil ek eers. Maar, so ek is useless met dit, maar dit is 'n uitdaging, maar die afgelope droogte van 8 jaar, dit was ons grootste uitdaging wat ons nog in ons lewe gehad het. Dit was, jy het regtig jy begin voel, jy wil jou man ondersteun, want jy moet, hy is die een wat die swaarste kry, en dis is later voel jy, die veld is op skaapvrek, jy kom half so dat dit is skaakmat, jy voel amper net die skaakmat, maar jy moet ook nooit ophou glo en hoop die reën gaan kom nie. So, jy weet net nie wanneer dit gaan kom nie, maar jy weet dit gaan kom reën. So,
dit was vir ons 'n groot uitdaging. Die droogte, ons sê ook nou, nou wat ons wêreld weer so mooi groen is, dit lyk regtig soos 'n paradys. Sê ons ook, mag ons nooit die droogte vergeet nie, want ons het so baie uit dit geleer. So dit en wie wat was vir my nou nog 'n groot uitdaging hier waar ek bly, was my kinders moes ver skool gaan en dit is dan vrek swaar gewees. Mens kry mos die kinders om hulle al van so jongs af uit die huis te laat, jy weet, ver weg gaan nie. So dit was swaar, maar as ek nou vandag terugkyk, of hulle was baie gelukkig. So die kinders, jong, Piet sê mos altyd ook 'n mens is soos 'n kakkerlak. Jy kan op enige plek aanpas in die wêreld. En kinders is eintlik, dit was hulle wonderlikste, daar was wonderlike geleenthede. Maar vir ons as ouers was dit vrek erg. Maar ons is daardeur en vandag kyk ons terug en dan dink ons, alles was goed. Daar was dinge nie, as jy nou vandag terugkyk, maar daai tyd was dit vir my verskriklik swaar geweest. Maar so als dit ook mos maar 'n tyd en dan gaan dit verby en dan gaan jy weer aan. Ja. En Shamaine, jou kinders, waar is julle kinders? Ons het 'n seun en 'n dogter. Ons seun het verlede jaar getrou, Henny en Mieke. Hulle het April maand Luxemburg toe verhuis. O my so hulle aarde. bly aan die ander kant van die wêreld. Maar dit vir hulle nou 'n avontuur en dis vir ons net so lekker ook om te sien al die plekke wat hulle sien en waarna toe hulle gaan. Dit vergroot ons wêreld. En ons dogter is sy die man van haar drome ontmoet en sy bly nou in Appington. So dis daarom nie te ver. Ek wil nou net sê dis daarom naby, maar Shamaine, jy sien jou kinders is weg van jou af, so dis basies net jy en Piet op die plaas. Hoe belangrik is 'n mens se verhouding met jou eggenoot? En dan het jy nog droogte wat tussenin kom. Hoe bly jy positief? Hoe maak mense? Dit is maar net ietsie interessants wat ek wil weet. Soos dit, ons moet mekaar help, ons moet mekaar ondersteun, want ons het net vir mekaar. En as daar soos enige mens, maar as ons stry of ons is nou dalk nie lekker vir mekaar het, dan gaan ons maak maar baie gou weer vrede. En dis net ons twee en jy het mekaar nodig en ek hou van gesels. So ek kan nie vir so lank stil bly nie. Nee wat, dan maak ons maar gou weer vrede en kies en make-up en dis dit. Ja, dit is so. Nee, dit is goed om te hoor dat en ek dink vir ons luisteraars ook, almal van ons sit maar van tyd tot tyd vas, nê. En jy het ver om te ry as jy na die naaste vriendin toe wil gaan oornag. Shamaine, ander vraag wat iemand het na die dag op een van die plase hier naby Beaufort West gesê, as jy op 'n plaas bly, moet jy 'n inspuiting kan gee, jy moet die nodige medikasie, jy moet tot antibiotika in jou besit hê, want jy is baie ver van 'n dokter af. Maar my vraag aan jou is, dit was my nogals interessant, want onthou 'n stadsmens dink nie so nie. My vraag aan jou is hoe beplan jy, sien jy dat Kanaalfontein is wat amper 90 km van jou af, so jy kan nie nou gou besluit, jette, my melk is klaar, ek gaan nou gou winkel toe ry om melk te gaan koop nie. Ja. Hoe beplan jy alles as vrou om seker te maak dat jy nooit iets tekort kom in die huis nie? So dit, kyk, 'n Karoo mens het altyd lysies. Jy het 'n weeklikse lysie vir as jy ingaan dorp toe. En dan het jy 'n Kaap lysie vir wanneer jy weer wanneer ook al jy eendag in die Kaap gaan kom.
So, jy beplan deurentyd, jy beplan korttermyn, langtermyn. Jy sorg maar altyd dat hier 'n spaar item is, soos 'n spaar gasbottel byvoorbeeld. Ja. En in jou spens moet jy maar sorg dat daar spaarkruideniersware is, want dit is net soos jy sê, kyk as ek daarom nou vir Piet sê, ek gaan nou gou dorp toe, want sê maar die melk is op, hy sal nou glad nie dink, dit is nou snaaks sê. Maar nee, so dit gaan glad nie werk nie, maar dan, jy gebruik maar wat jy het, jy improviseer, so, jy maak maar planne en werk rondom 'n ding, as ek byvoorbeeld sê maar, wat 'n bakproduk, sê maar bakpoeier, nou nie het nie, dan kyk ek maar gou op, wat kan ek gebruik vir dit, wat moet ek bymekaar sit om 'n bakpoeier bestanddeel op te maak, so jy improviseer. Wow. Nee, Shamaine, ek gaan vir jou kom kuier, definitief. En dan wil ek gou by jou hoor, hoekom, wat is dit in die Karoo? Okay, jy het groot geraak in die Karoo. Maar wat is dit van die Karoo wat so hier in 'n mens se hart kom vassit? Is dit die stilte, is dit die sterre, wat is dit? Ja, Jene, soos dit is. So, 'n mens kyk jou aan elke sonsopkoms, en elke sonsondergang is 'n prentjie. Tot met die droogte, wat dit net ysterklippe en droë bosse was, as die sonondergang in die aand is hierdie kliprande, jy dit so dan ons noem dit die goue uur, die golden hour. Al was dit hoe droog en dors, was dit vir my die mooiste tyd van die dag, en ook so vroegoggende, dit lyk soos 'n skildery. Die ander ding is, jy leef naby aan die natuur, so jy ervaar elke na reën, daai groen goedjies wat nou uit hierdie aarde uitpop, dit is 'n wonderwerk, en in die Karoo, jy daai spasie, dit die ruimte, die eenvoud, sal ek sê van die Karoo is onbeskryflik. En ook die stadiger leefstyl. En jy leer ook om elke klein detail te waardeer, om goed raak te sien. So, jy kyk op die grond en dan, soos ek nou sê, na die reën, hierdie bossies wat net begin groei, dan dink jy, toe die goed so dor en droog was, het ek gedink, is dit moontlik dat hierdie droë, verdorde bos, dat dit ooit weer gaan groei, maar dan sien jy hier kom 'n piep klein groen dingetjie in hierdie droë stam uit. Nou dit wonderwerke. Ja. Dit is vir my fantasties van die Karoo. Ja, nee, ek moet vir jou sê, die mense is, baie mense se harte lê daar in die Karoo, hulle wil so graag so toe gaan. Shamaine, dit is tyd vir musiek en jy het hierdie liedjie gekies, Girls Just Wanna Have Fun, van Cyndi Lauper, maar jy en jou dogter het hierdie liedjie saam, sê gou vir my, waar kom hy vanaf? Hy kom daar die Franse platteland uit. So, my dogter Zaldine het in die Franse platteland in 'n chateau gewerk vir 'n paar maande. En toe ek en my sussie gaan kuier en ons hier 'n kar daar in die Franse platteland, en toe was dit sommer ons liedjie vir daai tyd. Girls Just Wanna Have Fun. Dit was vir ons drie so lekker. Ons het gery met daai karretjie en dan speel die musiek en dan voel dit eintlik vir jou die deure maak so, of die hele karretjie of hy so vol bons, en lekker. Ons was so jolig. Dit was baie lekker. Ag, lekker, nou maar Shamaine, ons speel hom spesiaal vir jou, en terwyl hy speel, hoop ek jy maak 'n paar draaie daar om jou bank in die sitkamer, of om jou tafel in die Karoo, Karoo in die kantoor in jou Karoo. In jou kantoor in die Karoo. Kom ons luister, hier is hy Shamaine, net vir jou.
En ons is terug hier by Vroue wat Voorloop en ons het geluister na Cyndi Lauper se Girls Just Wanna Have Fun. En vir ons meisies daar buite, ons vroue daar buite wat in die Oudtshoorn omgewing is, as jy daai spesiale geleentheid nog meer spesiaal wil maak, kontak gerus vir Madeleine by Maddie's Bridal Nest vir die huur van jou droom trou of aandrok teen die beste pryse. Jy kan vir Madeleine kontak by 072 661 4182. En 'n vrou wat die lewe geniet en wat regtig sy hande vir absoluut niks kan, jy kan alles doen, Charmaine, is Charmaine Botha van die plaas Bethlehem daar deur in die Groot Karoo. Charmaine, julle is ook bekend vir Stuurmansfontein. Nou Stuurmansfontein is 'n korbeel huisie wat in al wat 'n tydskrif, al wat 'n koerant, julle het ongelooflik baie publisiteit gekry. En dan vir ons luisteraars wat op die oomblik ingeskakel is, julle kan net intik op Instagram Stuurmansfontein, STUUR Mansfontein. En julle sal sien hoe absoluut pragtig. Och, dis 'n mooi plekkie, Charmaine. Wat is die geskiedenis agter hierdie hele huisie? So dit, die huisie is oor die 200 jaar oud. Dis 'n geheimenis wie dit gebou is. So niemand weet nie. Ons het die korbeelhuis aanvanklik gerestaureer om vir die nageslag te bewaar. En die gastehuis het heel toevallig ook toe gebeur, of na dit nou gebeur. Die munisipaliteit het eendag jare terug, het hulle 2 Duitse joernaliste hier na ons gestuur, en hulle is toe Stuurmansfontein toe, hulle het 'n boek uitgebring, 'n boek wat hulle elke jaar in Duitsland uitbring oor Suid-Afrika, en so het ons die eerste klompie jare, het ons net Duitse gaste gehad. Dan, ek kon nie glo, mense kom vir 10 dae Suid-Afrika toe nie, en dan kom hulle 'n aand of 2 op Stuurmansfontein slaap, en dis afgeleë. Maar hulle doen dit. Hulle kan nie glo die net die niks in die middel van niks. Ja. En nou kom hier baie Suid-Afrikaners ook, mense eintlik van oral, interessante mense, lekker mense, natuurmense, mense wat graag hier wil wees, en so dit, die mense, die gaste verryk my lewe so. So dit is, daar wat dit geleë is, daar's 2 fonteine, en het is in 'n kloofie. Dit is net, ek wil amper sê, ek wil sê, dankie liewe Jesus vir die mooi omgewing, want dit is regtig waar, dit is baie mooi. Dis pragtig daar, ek moet vir jou sê, dit is, dis besonders, daar is nie krag nie, as ek reg, Charmaine? Nee, daar is die kraggie, so daar is geen elektrisiteit nie, maar daar is hope kersse en 'n douwe stofie, so jy maak dit vir jouself lekker warm en steek kersse aan, en dit is. En ek dink dis wat dit so uniek maak, en daar is dank die Vader tog nie wifi nie. nee, daar kan jy nou behoorlik skoon raak van al die invloede, al die tegnologie. Ja, ek moet dit met jou deel, ek het gister eers, sien ek iemand het op 'n swart bord geskryf, dit is in die Karoo, is dit net die bye wat Zoom meetings hou. En dit was vir my so klassiek gewees. Dis oulik. Want as jy regtig wil wegkom, van alles af, jy het nie tegnologie nodig nie. Dit is soos jy vroeër gesê het, na die reën, daai plantjie wat net weer begin groei. Maar Charmaine, elke keer as ek dink elke keer as jy uitreis Stuurmansfontein toe, wat voel jy in jou hart as jy al die plaashekke so oopmaak en jy ry deur na die huisie toe? Dit is vir my lekker. Dit is vir my so lekker.
dan kyk jy en veral so mooi soos wat dit nou is, die veld. Jy sien elke dag iets anders raak. So dit is vir my so lekker om te ry en ek neem bietjie waar en dan kom ek by die huis as ek nou terugkom en ek sê vir Piet, maar ek het nou so 'n grasie gesien, hy het sulke ronde bolletjies aan, wat is dit? En dit is net so, elke tweede dag sien jy iets niets raak. En wat vir my spesiaal is, al ry ek daai paadjie soveel of hoeveel kere het ek dit nou nie al gery nie, dis nog steeds elke keer is dit vir my mooi. Sommer net die uniekheid ook van die huis. Die mense, hierdie geheime mense wat dit soveel jare gelede gebou het, dan wonder ek nogal baie keer, maar waar kom dit vandaan? Of as jy sien daar by die ou ashope, stel jy breek goed op met Made in England. Nou so dit is kliphuisie. Hoe die goeders, die mooiste porselein, hoe dit hier uitgekom? Jy kry net hierdie mooiste porseleinstukke wat van ver oor die wêreld heen tot hier gekom het. Dit is vir my absoluut wonderlik. Ek sê so baie keer, ek sou so graag wou sien hoe dit 200 jaar gelede daar gelyk is. Ja, nee, ek kan gerus vir ons luisteraars, vir ons Suid-Afrikaners wat ingeskakel is en julle wil ooit in die Karoo gaan kuier, ek praat uit eie ondervinding, as jy nou regtig jou kop wil gaan skoonmaak, jou siel gaan skoonmaak, gaan asemhaal en net wegbreek van alles af, Shamaine en Piet is hierdie ongelooflike gasvrye mense, en Shamaine om 'n bespreking te maak by Stuurmansfontein. Jy kan dit aanlyn doen deur Airbnb of jy weet booking.com, maar kan mense direk ook by julle bespreek? Ja, enige tyd. Hulle kan e-pos stuur, dis stuurmansfontein@gmail.com. Okay, dis baie maklik. stuurmansfontein@gmail.com en gaan kyk gerus op die internet, terwyl ons nou met Shamaine praat, hoe absoluut pragtig dit is, en soos ek sê, ek het ondervinding daarvan, dit was een nag, dit was te kort gewees, ek kom weer terug. Maar Shamaine, ek kom terug om daaroor te bly, en ek kom terug vir 'n week, sodat jy my kan leer brood bak en lekker kos maak. Ons staan ons staan amper einde toe. Shamaine, ek het 'n paar laaste 3 vragies. Wat is jou raad aan enige jong boervrou daar buite? 'n Meisie wat met 'n boer getrou het, wat op die plaas gaan bly, dit is haar lewe vorentoe. Wat sal jy vir haar, wat is die raad wat jy aan haar sal gee? Ek sal sê, maak dit vir jouself lekker daar waar jy is. So maak 'n groentetuin, daar is niks so lekker soos om jou eie groente te pluk, te verwerk, vir jou bure of vriendinne te gee op die dorp. Bak 'n brood. Ek weet almal hou nie van bak en inlê nie, maar dit is so lekker om te sien daai tamatie wat jy nou gepluk het. Nou is jou spens vol borrels, ingelegde tamatie of tamatie-konfyt. Pluk in jou tuin, enige iets. Jy hoef nie eens 'n tuin, ek wil amper sê baie blomme, ek hakkel nou sommer as ek dink aan al die tuingoeder, maar alles het 'n boom met takke, 'n droë takke of 'n bos in die veld, en sit dit in jou huis. Dit is mos net so lekker as jou man in die huis kom en jy maak dit vir jouself mooi. Jy maak jou omgewing in jou huis en rondom jou maak jy mooi. En op die plaas is alles 'n proses. Alles neem tyd, maar dit is deel van die lekker. Wat ek wil sê is dit, ek wil amper sê blom waar jy geplant is. Ek wil nou nie daai maak dit net vir jouself lekker. Ja, ek wil nou net, Shamaine, toe jy nou vir my antwoord, terwyl ek vir jou sê blom daar waar jy geplant is.
wees jou eie blomtuin. Al is jy nou 200 kilometer diep in die Karoo in. Ek stem saam. Shamaine, as mens, as Shamaine, wat is die grootste lewensles wat jy as mens geleer het? Dit nou, as ek weer terug by die droogte het ons geleer hoe om te oorleef. Met hoe min mens kan klaarkom en om altyd dankbaar en nederig te bly en te lewe en tevrede te wees. Dat ons tevrede is. Ek wil nie heeltyd wens ek is op 'n ander plek nie. Ek wil hier waar ek nou is, hier wil ek die gelukkigste wees. Ja. Shamaine, en dan, ons tyd is so min, maar sê gou vir my, iemand wat vanoggend moedeloos is, wat dalk 'n bietjie afvoel, wat net daai woord of 2 of 3 wil hoor. Jy weet, dis is wat jy praat van die droogte, en ek dink nie ons besef waardeur die boere gaan, en hulle families gaan, as die droogte so erg is nie. Ek dink nie ons het 'n idee nie. Maar vir iemand wat regtig moedeloos is, soos wat jy dalk ook op 'n stadium in jou lewe was, wat sou jy vir daai persoon vanoggend sê? Miskien is dit 'n boervrou in 'n ander deel van die land wat deur droogte gaan. Wat sal jy vir haar sê? Soos dit, ek sal sê, daar's altyd hoop. Daar is altyd iets om voor dankbaar te wees. En ek sê altyd, sê vir God wat pla, en dan, ek voel sommer dadelik ligter as ek oor iets gebid het. As iets my bekommer of pla. As jy gebid het, jy voel sommer dadelik beter, maar daar is altyd hoop. So ons moet nooit ophou hoop nie. Ja. En ek dink as daai eerste druppeltjies begin val, Shamaine, soos julle hierdie week, jy het gesê julle het hierdie week die regte Bolandse reën gehad. Mense het baie dankbaarheid dan in jou hart, nê? Nee? So dankbaar. Dit is absoluut wonderlik. Ja, jy kan nie genoeg dankie sê nie. Shamaine, ons wil vir jou sê van Radio Klein Karoo af baie dankie vir jou tyd. Ek weet dis amper tyd vir jou om 'n lekker bord kos te gaan regmaak vir Piet, of om in jou groentetuin te gaan rondkrap, of om blomme te gaan pluk, of seker om iets te bak. Ek weet nie, ek weet jy gaan besig wees as ons nou vir jou totsiens sê. Maar baie dankie vir jou tyd, dit was lekker om met jou te gesels, dit was heerlik om met 'n boervrou van uit die Groot Karoo te praat. En Shamaine, ons hierdie kant in die Klein Karoo wens vir jou en jou familie, maar veral vir jou en Piet, dat hy nommer 1 vir jou die picket fence sal opsit, dat daar 'n hekkie sal wees waardeur julle twee elke aand sal stap plaashek toe om die aandster in te wag, en waar julle twee as die reën so saggies uitsak, bakkant sal staan om daai waterdruppels op te vang, en weer eens net te kan sê dankie Here vir genade en vir liefde en vir omgee en vir by mekaar wees. En ons wens vir julle baie sukses toe, vir julle twee, julle familie en ook vir Stuurmansfontein. Baie dankie, en ons speel uit met 'n lied, met 'n song wat baie na in jou hart is. Ek dink jou en Piet se harte. Dis baie dankie. Is net 'n groot plesier. Ons sê vir jou dankie, Shamaine. Kom ons luister na Forever in Blue Jeans. Trek hy jeans aan, Shamaine, en gaan skoffel hy groentetuin. Ek gaan so maak. Dankie, Shamaine, en 'n lekker naweek vir julle. Baie dankie, te sê dieselfde. Mooi naweek. Dankie, totsiens. Talks, but it don't sing and dance and it don't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. Honey's sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. Pardon me, I'd like to say we do okay
forever in blue jeans. Baby, tonight, baby, tonight, by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Money talks, but it can't sing and dance and it can't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans, babe. And honey sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. And if you'll pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans. Baby, tonight, baby, tonight, by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Hey, money talks, but it don't sing and dance and it don't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. And if you pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans, babe. And long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans, babe. Long as I can have you here with me. Vroue wat voorloop word met trots aangebied deur Maddie's Bridal Nest. By Maddie's Bridal Nest kan jy nou jou droom trou of aantrok huur teen bekostigbare pryse en sodoende verseker dat jou geleentheid onvergeetlik is. Kontak vandag nog vir Madeleine by 072 661 4182 of maak dit persoonlik en kom besoek ons by 1 Vredestraat, Volmoed, Oudtshoorn. Maddie's Bridal Nest.